So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons lees dan daardie verse uit die Matteus Evangelie, die teks van die Onse Vader gebed. Geliefdes, 'n mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons gaan dan in die prediking aandag gee aan die 4de van die bedes. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Liewe broers en susters in die Here, in die eerste 3 bedes van die Onse Vader, het ons by groot en heerlike dinge stil gestaan. Die naam, die ryk en die wil van God. Ons het onsself daarmee op God en sy sake gerig, en dit hoort so. In die gebed gaan dit allereers om God. Ons het in die eerste 3 bedes opnuut ontdek ook, God is groter as ons denke of ons beelde van hom. Nou in die 4de bede is ons terug op die aarde. Terug na ons daaglikse broodrantsoen. So aards lyk hierdie bede dat dit vir baie daarom net te gewoon of te nederig klink, en daarom het baie uitleggers, ook huidige uitleggers van die woord, hierdie bede uitsluitlik geestelik verstaan. Hulle sê dit gaan hier eintlik oor geestelike brood, oor Christus wat sê, ek is die brood van die lewe. Geliefdes, natuurlik is Christus die brood wat lewe gee, maar in die 4de bede van die Onse Vader handel dit in die eerste plek nie daaroor nie. Hierdie gebed handel inderdaad oor die brood op jou tafel en die brood in jou maag. As die eerste 3 bedes ons leer om groot oor God te dink, dan leer hierdie bede ons om klein oor God te dink. Hy het werklik belang by die klein dingetjies van ons elke dag bestaan. Maar deurdat hy so betrokke is by die klein dingetjies, word sy grootheid soveel duideliker. In sy nederige neerbuig na ons toe, deurdat hy saam met ons aan tafel kom sit en as ware die brood soos een van die familielede aangee, word sy heerlikheid juis beklemtoon. God raak betrokke by hierdie wêreld. Hy hanteer ons nie met handskoene nie, maar hy kom deel in ons aardsgebondenheid, in ons stoflikheid. Hierdie gebed onderstreep die feit, dieselfde God, wat die koning van die kosmos is, wat die koning van die wêreld is ook die gewer van alle goeie gawes, ook die brood in die broodblik. Dat 'n mens jou brood met vreugde kan geniet, is 'n gawe van God. So in die 4de bede bid ons dus om gewone brood. Nou vir die vroeë disippels wat die oorspronklike hoorders van hierdie gebed en hierdie woorde van Jesus sou gewees het, vir hulle het dit presies dit beteken. Hulle was meestal baie arm mense. Mense wat ook alles verlaat het om Jesus te volg. So die brood elke dag op hulle tafel was nie vir hulle 'n akademiese kwessie nie. Dit was nie 'n teologiese saak nie. Dit was 'n lewensnoodsaaklikheid.
So ons kan in hierdie bede eintlik nie te prakties of te eenvoudig dink nie. Hierdie gebed, hierdie bede gaan oor voedsel en klere. Dit gaan oor jou sorg vir jou kinders, jou sorg vir jou ouers. Dit gaan oor jou inkomste en jou uitgawes. Dit gaan oor jou rekeninge elke dag. Dit gaan oor jou begeerte om 'n menswaardige lewe te lei. Dit gaan oor jou huis, oor jou vakansie en jou vooruitsigte. Dit gaan oor alles wat jy nodig het om as mens te bestaan en te bly voortbestaan. Hierdie bede sê God stel hierin belang. Hy leer ons om hiervoor te bid om Christus ontwil. Maar gemeente, wie hierdie gebed eg bid, openbaar eintlik 'n ander houding teenoor die materiële sy van die lewe as wat die wêreld doen. Dit gaan vandag in die wêreld altyd oor meer en mooier. Almal wil alles vir hulle self vat. Daar's baie regerings en baie lande ook, wat ons dit elke dag sien, almal wil alles wat die beste is vir hulle self vat. Dis die wêreld. Dit gaan altyd oor meer vir my, mooier vir my. Dit gaan nie oor die dankbare gebruik van God se gawes nie. Daar's 'n soort verbruikersmentaliteit. Dit gaan oor blote versadiging en vervulling van behoeftes. Mense kompeteer met mekaar oor die mooiste of die duurste. Maar wie die Onse Vader reg bid, het 'n ander houding teenoor al hierdie dinge. En daarom is die Onse Vader nie net 'n gebed vir armes nie, maar veral ook vir rykes. Ook vir hulle wat baie materiële seëninge van God ontvang het, want waar die wêreld sê gee en gryp, kom die gelowige voor die Here staan en sê, Here, vir wat ek vandag nodig het, gee dit vir my en dank. Hierdie bede leer ons dat ons besittings nie aan ons behoort nie, maar aan God. Ons moet dit telkens as ware weer elke dag uit die hand van God ontvang. En daarom moet ryke en arme daagliks bid, gee ons vandag wat ons nodig het, ons daaglikse brood. Want ons besittings en ons eiendom behoort nie aan ons nie, maar aan God. Ons familie, ons geliefdes, behoort nie aan ons nie, dit behoort aan God. Die goud en die diamante en die steenkool in die skoot van ons vaderland behoort ook aan God. Ons natuurskoon is die eiendom van God. Ons moet dit daagliks weer uit God se hand kom afbid. Wie so telkens sy brood uit God se hand ontvang, leer 'n soort kommerloosheid aan. Ons bekommer ons nie oor die dag van môre nie, al moet ons as verantwoordelike mense voorsorg tref daarvoor. So die Onse Vader kweek nie lui mense nie, maar kommervrye mense. Jesus sê, let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, maar julle hemelse Vader sorg vir elkeen van hulle. Hoe dikwels bid ons die Onse Vader nie met ons lippe nie, maar sonder ons hart. En dan gaan ons lewe baie keer in kommer onder. Christus wie daagliks sy brood uit God se hand ontvang, ontwikkel ook 'n sensitiwiteit vir ander wat gebrek ly. Omdat ons besittings nie ons eie is nie. En omdat ons weet dat die Vader vir ons sal sorg, moet ons hande altyd oopgaan om vir ander te gee. Wie bid, Here gee vir my, gee vir ons, is ook iemand wat graag vir ander gee. Ons kan beswaarlik hierdie gebed bid. Ons kan beswaarlik gaan aansit by tafels wat kreun onder lekkernye
as daar miljoene mense is wat kreun sonder 'n krummeltjie. Daarom moet die dinge wat ons het, wat ons van God ontvang het, ook weer maklik uit ons hande gaan. Gemeente, ons vat alles saam as ons sê dat die 4de bede van die Onse Vader ons leer dat elkeen van ons volkome afhanklik is van God. Die bede is in 'n sekere sin 'n bedelaarsgebed van mense wat weet dat hulle net kan leef uit die genade van God. Alles hang af van God se seën. Al ons inspanning en harde werk en al die gawes van God sal ons niks baat nie as God dit nie seën nie. Om te sê dat ons nie sonder God se gawes kan leef nie, is eintlik nie genoeg nie. Ons kan nie sonder God leef nie. Sekerlik een van die aangrypendste tonele in die natuur is wanneer 'n klomp voeltjies, klein voeltjies in 'n nes, met uitgestrekte nekkies en oopgesperde bekkies vir die moedervoël skree, voed ons. Hulle is volkome afhanklik van die voeding en daarom van die moeder. Wanneer hulle honger is, dan vra hulle met 'n dringendheid, gee ons kos. Dit is hierdie houding wat die Onse Vader van ons vra. Ons is vir God baie meer werd as die mossies van die veld, vir wie God ook met die grootste noukeurigheid sorg. Hoeveel te meer sal hy ons diepste behoeftes nie vervul nie. Gemeente, 'n mens moenie hierdie bede te vinnig vergeestelik nie. En tog moet ons dit ook nie heeltemal ontgeestelik nie. Want 'n mens kan inderdaad nie net van brood leef nie. Ons leef ook van elke woord wat uit die mond van God kom. Behalwe vir die brood op ons bord, het ons ook die brood met 'n hoofletter nodig. Wie kom aansit by die etenstafel, dink ook altyd aan die brood met die hoofletter. Wie al sy besittings nou van God verwag, verwag ook uit sy hand die ewige lewe en die koninkryk. Wie in geloof kom aansit by 'n aardse tafel, kyk vooruit na die dag wanneer ons sal aansit by 'n hemelse banket. As ons bid, Here, gee ons daaglikse brood, dan sê ons ook, Here, gee aan ons nou alreeds 'n voorsmaak van die ewige fees wat ons eendag saam met U sal hê. Mag die Here ons daartoe altyd help. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons 'n wonderlike, liefdevolle Vader, Here, U sorg vir ons. Elke keer wanneer ons kan gaan aansit by 'n tafel, elke keer wanneer ons die wonderlikhede van voedsel kan geniet, wanneer ons onsself kan aantrek, wanneer ons in 'n huis is waar daar veiligheid is, Here, waarin U vir ons die tydelike dinge so ruim gee, dat ons nie gebrek het nie. Dink ons hoe wonderlik U vir ons sorg. Maar Here, dan kom U nog verder en sê, dink ook altyd aan die ewigheid. En dat Christus en sy woord ook daardie brood vir ons is. Dankie Here, dat U ons so seën op soveel maniere. Help ons om ook te dink aan hulle wat dit nie het nie. En dankie dat ons weet, alles behoort eintlik aan U. Maar ons kan vir ons eie lewensonderhoud elke dag ons brood van U afbid. Hoor ons gebed as ons U daarvoor kom dank. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.